Vandag kyk ons na hoe die behoeftes van 'n geruste groen kind lyk. Die ma bak pannekoek. Sy het 'n kragtige rooi kind en 'n geruste groen kind. Nodeloos om te sê dat hierdie twee boeties is nou in 'n geveg oor wie die eerste pannekoek gaan kry. Die ma besluit sy leer hulle vandag 'n baie goeie morele les en sy vra vir hulle, wat dink hulle sou Jesus doen as sy boetie hier was? Dink hulle nie dat Jesus sou sê, boetie, jy kan eerste kies nie. Waarop die kragtige rooi dadelik antwoord en sê, boetie, jy is vandag Jesus, nee, jy's Jesus. Nou is dit nie so typerend van 'n kragtige rooi om vinnig op hulle voete te dink en die beste van die geleentheid te maak nie. Nou terwyl dat prettige geel aandag soek in 'n huis en jy sukkel om uit te vind hoekom blou nie lekker is nie, en rooi besig is om vir almal te vertel wat hulle moet doen en hoe hulle moet doen en waar hulle dit moet doen, is die groenkind, die vredelievende groenkind besig om hierdie hele huishouding op 'n afstand op te hou en te analiseer. Net omdat 'n groenkind nie 'n veel eisende kind is nie, beteken nie dat hulle nie stille behoeftes het nie. Hulle is altyd eenkant, of meeste van die kere is hulle eenkant. Hulle gee nie maklik hulle opinie nie, maar hulle analiseer die hele tyd. Dikwels gebeur dit dan dat ons hulle ignoreer, omdat hulle nie veel eisend is nie. Hulle het nie baie instandhouding nodig nie. Dit bring dikwels teweeg dat 'n groenkind nooit goed genoeg voel, omdat sy mening en sy opinie nie gevra word nie. Ons moet verskriklik versigtig wees daarvoor. Hulle het stille behoeftes, en hulle kan baie maklik minderwaardig voel en nie goed genoeg as ons hulle nie betrek by die geselskap nie. Hulle is ook kinders wat die weg van die minste moeite graag neem. Dis daai kinders wat op die bank lê die hele tyd. Jy kry hulle nie lekker aan die gang nie. Jy motiveer hulle ook nie maklik nie, want hulle gaan nie staan as hulle kan sit nie en hulle gaan nie sit as hulle ou bietjie kan lê nie. Dis regtig moeilik om hulle aan die gang te kry en om hulle gemotiveerd te kry. En dan het hulle 'n verskriklike sterk wil van hulle eie. Kyk, 'n rooi kind raak mos so kwaad. Maar 'n groen kind raak nie so kwaad nie. Maar indien jy daai groen kind van jou nie reg hanteer nie, en jy stoot daai groen kind verby hulle rooi meters, dan lyk hulle dikwels slegter as die rooi kind wat kwaad raak. Jy kan nie met hulle huishou nie, hulle raak moedswillig en hulle raak soos 'n steeksdonkie wat net vassteek. Maar dis onnodig om hulle tot dit te dryf, indien jy weet hoe om hulle te hanteer. Hulle is verhoudingsmense, hulle is lief vir mense, hulle het 'n droë sin vir humor, jy lag maklik vir hulle. Hulle is lief vir mense, hulle is lief vir diere, hulle is baie lief vir diere, en hulle is ook baie lief vir die natuur. So, hulle het fantastiese kwaliteite, maar weer eens, indien ons hulle nie reg bestuur nie, dan kan 'n mens die slegste uit hulle uitbring, alhoewel hulle natuurlike mense is, wat 'n vredelievende temperament het. Indien jy meer daarvan wil weet, kry gerus hierdie boek, indien jy hom nog nie het nie, Pret met persoonlikhede, ook beskikbaar in Engels, www.lenetbeer.co.za. Hierin leer ek vir jou, hoe hanteer jy as ouer 'n groenkind? Hoe werk jy in die temperament van jou kinders in, en nie nooit uit jou eie temperament nie. Dit was vir my heerlik om hierdie tyd saam met jou in jou sitkamer, saam met jou familie te kuier. Dit was kort en kragtig, daar's natuurlik baie meer aan hierdie, maar Dinsdag gaan ek vir jou afrond. Dan gaan ek vir jou net so 'n kort samevatting van alles gee. Jy moet intussen 'n heerlike Paasnaweek hou en probeer hierdie goedjies toepas, wees maar meer geduldig met mekaar en maak wonderlike herinneringe. Tot Dinsdag. Bye bye.